Goeiemôre, dit is Vrydag, die naweek is uiteindelik hier. Ek hoop jy het 'n baie goeie week gehad. Dankie dat jy so ver hierdie week saam met my reis, saam met my inskakel. En jy weet seker dit nou al. Ons gesels in hierdie week oor in gesprek met God. En ons teksgedeelte van vanoggend is Lukas 18 vers 1 wat die volgende sê: Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om aan te toon dat hulle moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Een van die moeilikste dinge van gebed is om aan te hou wanneer dit voel asof niks gebeur nie. Ons het vir mekaar hierdie week gesê, dit is maklik om te bid wanneer die antwoorde vinnig kom, dit is maklik om te bid wanneer ons God se hand duidelik sien werk, maar wat van die dae wanneer die hemel stil voel, wanneer God ver voel? Wat van die gebede wat jy al maande of selfs jare bid sonder om die antwoord te sien waarvoor jy hoop? Dis juis in daardie oomblikke dat volharding belangrik word. Jesus het geweet dat sy volgelinge soms ontmoedig sou raak. En daarom vertel hy die gelykenis van die weduwee wat aanhou teruggegaan het na die regter. Die punt van die storie was nie dat God moeilik is om te oortuig nie. Die punt was dat God se kinders nie moet ophou bid wanneer die antwoorde nie onmiddellik kom nie. Want ons leef in 'n wêreld van kitsoplossings. As iets lank vat, raak ons ongeduldig. Maar God werk dikwels anders. Hy is meer geïnteresseerd in wie ons besig is om te word, as in hoe vinnig ons 'n antwoord kan kry. Want terwyl ons wag, vorm hy ons karakter. Terwyl ons bid, leer hy ons om hom meer te vertrou. Terwyl ons volhard, verdiep hy ons geloof. En ek weet nie van jou nie, maar dis nogal belangrik. Soms verander God die situasie waarvoor ons bid. Soms verander hy ons terwyl ons wag, en baie keer doen hy albei. Dink weer aan Hanna in die Bybel. Jaar na jaar het sy gebid vir 'n kind, en sy het nie na God toe gekom met een vinnige gebed en toe opgegee nie. Sy is volhard. Sy het aangehou om haar hart voor die Here uit te stort, om terug te gaan na hom toe, te volhard in haar geloof, en op die regte tyd het God haar gebed verantwoord. Maar die wagtyd was nie vir niks gewees nie. Dit was deel van God se werk in haar lewe. En hier is die ding, wanneer ons aanhou bid, wys dit dat ons vertroue nie in die spoed van die antwoord lê nie, maar in die karakter van God. Ons hou nie aan bid omdat ons seker is wanneer die antwoorde gaan kom nie. Ons hou aan bid omdat ons seker is wie God is. En 'n volhardende gebed beteken nie dat ons God moet probeer oorheed nie. Dit beteken dat ons net aanhou vertrou, aanhou vashou. Dit beteken dat ons nie weier om moed op te gee nie, selfs wanneer ons nie verstaan wat hy doen nie. Want elke keer wanneer jy bid oor dieselfde saak, dan verklaar jy: Here, ek kom na U toe en ek vertrou U steeds. Vandag vir jou sê, moenie ophou bid omdat jy nog nie die antwoord gesien het nie. God werk dikwels op maniere wat ons nie dadelik of onmiddellik kan sien nie. En dit is baie keer en baie keer in die stilte wat ons wil kom ontmoet. Die wagtyd beteken nie dat hy vergeet het van jou nie. So ek wil vandag vir sy hou aan bid, hou aan glo, hou aan vertrou. Die God wat jou die eerste keer gehoor het, hy hoor jou steeds vandag. En met dit gesê, kom ons bid saam. Here, vanoggend bid ek vir volharding. Volharding saam met geloof. Here, ek weet daar is van ons wat vandag smag om werklik net in 'n volgende tydperk van ons lewe te wees, want waar ons nou is ongemaklik, waar ons nou is nie lekker nie, waar ons nou is, voel dit vir ons asof ons net dieper sink in 'n gat in, maar ek kom bid vandag, Here, dat U sal kom. En dat U vir ons vandag 'n hart van volharding sal gee. Here, want ons weet, ons vertrou nie in 'n situasie nie, ons vertrou in wie U is. En ek kom bid vandag, dat ons net met alles in ons sal aanhou gee, aanhou saai, aanhou ons vertroue op U plaas. Here, want ons weet dan sal U voorsien. Ek bid dit vanoggend in U heilige naam. Amen.
Dankie dat jy vanoggend saam met ons ingeskakel het. Môre is ons laaste oordeenking vir hierdie week. Skakel weer môreoggend saam met ons in, maar ek hoop jou naweek begin goed. Ek sien jou weer môreoggend. Lekker dag.